Vader, U is heilig, Abba, U is kadosh, Abba, U is eetbaar, Abba, en Abba, U is ons Vader en U is ons Papa, en Abba, ons is die kinders, en ek bid vanoggend, Vader, dat ons die kinderharte sal hê, Abba, om net voor U te val en voor U te lê, saam met te wees en te staan en te loop. Abba, mag ons insens vir U dag en nag dieselfde wees. Mag het vir U hierdie worship, hierdie soet geur wees, Abba, wat ons vir U bring elke dag. Vader, ek bid nou, Vader, dat ons spreek, Abba, wat U die sterkte luister en soos Samuel geluister het, Vader, het hy met U met hom gepraat en nie dood opgepraat nie, Abba. En hy het sy roeping uit gaan lewe en hy konings gaan salf. En Abba, daarvoor bid ek, Abba, dat ons sal nie op 'n luister nie, dat ons ook sal uitgaan, Abba, en doen wat U wil ons moet doen. Dankie, Vader. Ons eer U nou vir hierdie oomblik. Ek eer U vir die Shabbat, Vader. Mag U die Shalom nou hier so binnekant wees. Tussen Lukas en Sesas. Vra alles in die sien Yeshua se naam. Amen. Right, so ons is besig nog steeds met die tabernakel reeks waar ons elke instrument by hom gaan stop en behandel. Ons vertrou Abba vir sy waarheid, sy wysheid en insig om ons te leer. So ons het begin met die bronsaltaar en ons is besig met die waskop. Ons is nog steeds vir die waskop al vir 'n lang rukkie. En ons eer Abba daarvoor, want ons het begin met die gawes. Eers was dit die gawes wat Yeshua gerus het volgens Jesaja 11 en nou ons is besig met die vrugte. Die vrugte van die vlees, die vrugte van die gees. So laat ons begin, ons doen eers die moeilikes en dit is die vrugte van die vlees. En dit is nie maklik nie. Ons het 2 weke terug het ons gepraat oor oorspel en ja, dit is moeilik. Dit is moeilik om daar te praat wat baie mense praat. En ons eer Abba daarvoor, en dis sy woord en ons kan niks uithaal nie, niks byvoeg nie. Dis belangrik want Abba sê ons moet hierdie, hy wil hy gee dit vir ons. So kom ons gaan kyk en as dit Vader se wil is dat ons leer. So ons gaan as Abba se wil is wil ons elke week praat oor die vrug. Volgende week gaan ons praat oor die vrug van ongebondenheid. Dis ook 'n interessante woord. Dis 'n vrug. En ja, 'n vrug van die vlees. Die vleeslike wat altyd die geestelike wil oorheers. En dis belangrik dat ons die gees en die vlees oorheers. Nie die vlees die gees nie. So baie keer moet jy sê is dat vlees bly bietjie stil. Staan bietjie stil. Gees nie voor. Want die vyand gaan die hele tyd in die vleeslike werk om ons geestelik oor te neem. As ons so die geestelike gevang word, of die geestelike gevang word, dan word die geestelike ook swak. So as ons wil volgende week daar praat en dan die week daarna gaan we net oor die vrug van towerheid praat. En dit ja, die week daarna. So towerheid, ook 'n interessante idee. So ek wil graag vandag weer Galasiërs 5 vers 21 lees. Wat praat daarvan? Ons gaan elke keer lees totdat ons klaar is met die vrugte. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toorniging, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê. Soos ek al vroeër gesê het, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Dis wat belangrik is, die koninkryk nie sal beerwe nie. So ons kan nie hierdie ligtelik opneem. Daar's baie keer waar ons praat in die woord van jy sal die koninkryk nie beerwe nie. Jy sal die koninkryk sien, maar jy sal nie beerwe nie. En die koninkryk is vir die bruid. Die koninkryk is vir die bruid. Dis daarso waar jy die parabel van die gelykenis van die maagde wat jy in die deur toe gaan. Jy weet aan die buitekant is almal was genooi gewees vir die bruilof. Maar dit is net die vyf wat ingegaan het, wat saam in die huwelik ingegaan het. Die ander was buitekant is die gaste. So waar wil jy wees? Dit is die vraag altyd wat ek mense wat ons so mense vra, so waar wil jy wees? Wil jy binne wees of wil jy buite wees? Wil jy in die koninkryk wees of wil jy buite die koninkryk wees? Is hemel net genoeg? Soos laas week het ons gepraat oor die vrug van oorspel en hoe Yeshua die klem daar kom sit het. Waar hy sê dat as jy net vir jou vrou te kyk en dan haar te begeer,
dat jy klaar oorspel in die hart gepleeg. Dan wil ek praat oor die tweede vrug van die vlees, en dit is hoerery. Hoerery, dit gaan saam met die vrug ook van afgodery. Afgodery en hoerery loop baie saam, ons kan dit in 2 weke eintlik praat, maar ons kan dit in 1 opsom, want dit is baie naby mekaar, want afgodery is hoerery. Hoerery is afgodery. So jy kan albei ons saam oor praat. So ons praat oor albei saam. So die woord hoer is 'n algemene woord wat gebruik word in die woord. Maar dit is ook 'n woord wat mense nie meer gebruik in bediening nie. As jy nou vandag of môre in die kerk wil sit en jy die predikant daarvoor praat van die hoer, gaan daar baie mense ongemaklik begin. En dis hoe die vyand dit kom maak en hy die woord hoer kom wegsteek. Want jy moet tog asseblief nie praat daaroor nie. Want as jy vir iemand sê jy's 'n hoer, dan pleeg die prokureursbriewe en naamskenningssake doen as dit. En dit is hoekom die vyand dit so fel maak, want hy steek dit weg. Maar hy wil nie hê mense moet praat oor die hoer nie. Hy wil nie. Praat eerder oor hoe mooi die mense is. Praat die mooi, speel die ore. Want sê eerder hoe mooi pragtige mense is, in plaas van om die ander woord te sê. En is dit dat ons begin praat weer, want Vader is erg, hy sê, Yeshua sê, as jy al die goedes gaan doen, Paulus skryf daarvan en sê, dan gaan jy, op die einde van die dag, gaan jy nie die koninkryk erf nie. Maar wat van as jy sê, 'n man is hoer? Is dit so erg? Is dit so erg as jy vir 'n man sê, is hoer? Gaan 'n man so erg daaroor voel? Man sê, whatever. Maar sê nou vir 'n vrou, sy is hoer, dan gaan sy dit draak persoon. Jy kan ook 'n handsak teen jou kop kry. En die ding is, hoekom is dit so dat die vrou erger is as die man? Die mens het so besluit om dit so erg te maak, maar hoekom? Hoekom sê die woord meer oor die vrou wat hoereer? En dit kom uit die woorde. Die punt is, as Vader doen baie keer in sy woord, as jy sekere dinge doen, is jy 'n hoer. Nie ek sê so nie, nie die pastoor en predikant sê so nie, maar die woord sê so. As jy sekere goed doen, is jy 'n hoer. Hoekom is dit erger as 'n vrou hoereer? Want sy moet haar maagdelikheid beskerm. En hier gaan rondslaap by ander mans. Want as sy 'n verbond met haar man het, dan moet sy nie gaan rondslaap. Met ander woorde getroud is. En ons is vandag ons die bruid. Ons is die bruid, dis moet so erger, dis moet bekend opgesit is. En ons is die bruid van Vader vandag. Jesaja 54 vers 5 sê, want jou maker is jou man. Here van die leerskare is sy naam. Maar jou maker is jou man. En die heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Want soos die verlate vrou en 'n bedroefde van gees het, die Here jou geroep. En soos 'n vrou uit haar jeugtyd as sy versmaad was, sê jou God, vir 'n klein oomblik het ek jou verlaat, maar met groot ontferming sal ek jou vervader. Hierdie stuk wys baie stukke. Hier wys presies na Jesegiel 37. In 'n uitstorting van troon het ek vir 'n oomblik my aangesig vir jou verberg. Maar met ewige goed en tierenheid ontferm ek my oor jou, sê die Here jou verlosser. So Vader Jahweh is ons man. Beteken dan ons God dien God die eenig? Beteken dan Yeshua is ons man? Ja. Is Ruach ons man? Ja. Dis hoekom Yeshua praat, want as hy ons man is, as die eenheid is Elohim, ons Jahweh ons man is, na? En dis hoekom waar Yeshua die klem op dit sit, en jy kyk vir 'n vrou, en jy begeer haar, dan pleeg jy egbreek in jou hart. En wie is in jou hart? Ruach. Heilige Gees in ons hart. So dan pleeg jy egbreek met jou man, Ruach, wat in jou liggaam is. Dis hoekom soos jy pleeg egbreek in jou hart. Ruach is in ons hart. Jy word geklassifiseer as jy hoer rond daardeur. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, ons is die tempel van Heilige Gees. Hulle is een. Deuteronomium 6 vers 4 sê, Jahweh is een, ons een nie.
een God. So, in ander woorde, as jy die vrugte van die vlees doen, dan pleeg jy egter teenoor jou man, raak en protes, en dan sal jy die koninkryk nie beerwe nie. So Jahwe is ons man, en ook in ons is nou die bruid. En eendag gaan ons die vrou wees. Na die huweliksseremonie in die koninkryk gaan ons die vrou word. Dis daai wonderlikste tyd dat ons saam aan tafel gaan sit en ons 'n beker weer saam met Yeshua gaan drink. En dan gaan ons terugkom na aarde toe om saam met Jahwe te regeer as die vrou. Openbaring 19 vers 1 sê dit, en na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van die groot menigte in die hemel gehoor, wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag van die Here ons God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig. Want hy het die groot hoer geoordeel, wat die aarde met haar hoerery verderf het. Van wie word nie gepraat? Die hoer van Babylon. Die hoer van Babylon drink die bloed van die saints. Ons kan die hele dag praat oor die hoer van Babylon. Ons kan praat oor wat dink mense is vandag se tyd die hoer van Babylon. Ek gaan nie nou sê nie, gaan lees gerus op wie hulle sê is die hoer van Babylon. Maar dis die hoer wat beweeg nou op hierdie wêreld nou. Dit is die hoer wat besig is om hierso mense te verslind met hoerery. Prostitusie, sy hou van dit, sy soek. Dis die Jezebel wat saam met haar, die Jezebel gees, die Agam gees wat beweeg saam met dit. En dis besig om te gebeur. Dis verder, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gevreet. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar roep gaan op tot alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. En die stem het uit die troon uitgegaan en gesê, prys onze God, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van 'n sterk donderslag wat sê Halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Nou hoor vir vers 7. Laat ons bly wees en ons verheerlik en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom. Dis die huwelik wat ons van iemand het. En sy vrou het haar gereed gemaak. Hoe die vrou haar gereed gemaak? Dis die bruid. Dis ons wat op aarde besig is om onsself gereed te maak. Ons moet onsself gereed maak want Yeshua gaan ons kom haal. En die ding is die vyand is besig om 'n hoere by mekaar te maak. Abba maak die bruid by mekaar. Dis nie besig met ons nou doen nie. Ons berei onsself voor. In vers 8 sê en aan haar is gegee om bekleed te wees. So Abba sê presies so hoe moet die bruid lyk? Ons moet onsself beklee. Hy sê beklee jouself daarmee. Met ander woorde, trek jouself aan. Jy is bruid wat besig is om voorberei te word op aarde, trek jou aan. Beklee jou. Ek gaan net verder, met rein en blink fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. So ons moet ons aantrek met hierdie regverdige, hierdie righteousness, hierdie wit wat beteken reinheid. Ons moet rein wees, ons moet hierdie wit rein bruid wees. Ons weet almal wat rein is. En as alles wil is vir ons paar weke oor van nou af daar praat. Maar die regverdigheid waarmee ons moet beklee is die woord. Die Ayoma. Dis die woord. Dis die woord vir regverdigheid. Die Kayoma. Dis die Griekse woord. Partykeer sê baie keer het ek al gesien dat mense sê as jy Afrikaans sê jy verstaan nie wat daai ou sê en sê dit is Grieks. En dit is wragtig so. Hierdie woord is Grieks. Die Kayoma. En dit beteken, hoor gou mooi wat beteken daai regverdigheid. Dis waarmee ons onsself moet beklee. Buite die wit linne is die regverdigheid. Die regverdige dade. Nie net regverdigheid nie. Dis nie trek jy regverdigheid aan en sit die boure nie. Dit is regverdige dade wat ons moet doen. So dit beteken, die verskoon in Engels, maar dit sê dit baie mooi. That has been deemed right to as to have force of law. To have force of law.
Nog 'n betekenis. What has been established and ordained by law and ordinances. Law and ordinances. Established. Met ander woorde, Abba se wet, sy wet en sy insettinge en sy ordeninge word established. En dit is daai regverdigheid waarmee ons moet bekleed. Met ander woorde, jy moet Vader se wet doen. Dit is regverdigheid. Dis hoe regverdigheid gesien word. Dis hoe die bruid gaan wees eendag, gaan daar een wees wat Abba se wet en sy ordinances, of sy insettinge doen. Wat bekleed is met Vader se wet en insettinge. So ek lees verder, vers 9. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Salig. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Nie van Johannes self nie. Dis die woorde van God. So salig is die een wat genooi gaan word. Genooi. Jy gaan 'n uitnodiging kry. Abba as dit vandag, en hierdie bruid wat by mekaar kom op sy Sabbat, is 'n teken, sê hy. Dis 'n teken wat hy vir ons, 'n ewige teken wat hy het. Dis daai uitnodiging wat hy vir ons nou al leer, om eendag gaan hê in die hemel. Hy so kom weer om sy bruid te kom haal. Hy kom vir 'n bruid en nie 'n hoer. En die vraag is, hoe leer ons? Hoe leer ons? Nou kom ons kyk 'n bietjie wat beteken. En dit is goed om Grieks te gaan, want dit is hoe die oorspronklike woord geskrywe is. Dit is in die Nuwe Testament geskrywe is in Grieks en die Ou Testament is geskrywe in Hebreëus. So daar is baie veranderinge oor die translasies oor die jare. Dis hoekom ons teruggaan na die oorspronklike Grieks. Ek ken nie Grieks nie, dis hoekom ek die Strongs gebruik, want die Strongs ken Grieks en dan gee die Strongs my betekenis van daai woord. Want as jy vir my gaan vra wat beteken paranoia, gaan ek vir jou sê, wat? Dis hoekom jy gaan na die Strongs toe of gaan na Google toe en gaan kyk wat wie ook al die ou woordeboek daar in jou kas en kyk wat as jy Griekse woordeboek het, kyk wat beteken. Wat beteken hoer? Porneia. Dis geld? Ja. Porn. Wees op. Hoer, porn, eia. Dit is, ek sal dit vergeet nie. Dit is, ek dink dit word tot naam klank oor, as jy sê, ja. Porneia. En dit grafie agter sit. En dit beteken onwettige seksuele omgang. Okay? Onwettig. Jy gaan, jy weet self as jy dit doen. Dit is die hoer. Jy is nie net 'n hoer as jy by tannie van Kof gaan bietjie gaan tee drink, soos Ruben gedoen het by Wieland. Die te lang tee drink. Dis nie net 'n hoer nie. Okay? Hier word twee goeders gedeeltes gegee. Soos onwettige seksuele omgang. Hoor gebly. Homoseksualiteit. So as jy gay is jy 'n hoer. Lesbisme is jy 'n hoer. Omgang met diere is jy 'n hoer. Snaaks hoe omgang met diere saam met homoseksualiteit gesit word. Abba sê, dis hoe hy sê hy gril op dit. So as jy gay is, kan jy so omgang met diere hê. Dit is onwettige seksuele omgang. Dis waar jy staan. Ek sê dit nie. Dis Abba giet op hy sê dis 'n abomination, hy sê hy gril op. B. Omgang met naasbestaandes. C. Omgang met geskeide man en vrou. Dis die betekenisse van hoer. Ons dink altyd net dit is as jy rondstap, maar dit is bietjie wat snaak. Nog een, aanbidding van afgode. Afgode. So afgoderry is deel van hoerery. So daar's 'n fisiese en 'n geestelike kant van hoerery. Ons dink ons het nou die fisiese kant mooi uitgelê. Fisiese. As jy nog steeds wonder, gaan lees Levitikus of gaan draai by Pretoria Straat in Pretoria, dan sal jy presies weet wat beteken dit. OK?
want ons baie van hulle wil rondhou. Okay. So, nogal snaaks, hoe Paulus die wet Torah quote in Galasiërs. Kom ons gaan kyk na die geestelike kant van hoedery en afgodsdienst. Voor ek begin met ek die vraag vra. En ons het altyd die storie gespraat, as jy getroud is, en jy gaan die aand van honeymoon, net om te bewys, om te beskryf hoe het werk het, hoor die prentjie. As jy aand op honeymoon is, gaan dit kry is as jy jou vrou vra, jy wil net gou saam jou ex gaan teedrink, by haar, gaan dit kry is, ek weet gaan goed uitdraag. En is precies so Abba voel, as ons Urea. Jy kan nie met Abba in verhouding wees, dat hy jou man is, en jy sê kort, Abba, ek wil gou teruggaan na die ou afgode toe. Abba, ek wil gou vanaand, want ek het gou gaan uitgaan, buitekant toe. Asseblief, maak net jou oë toe vanaand. Maak net vanaand, net een keer, maak jy oë toe vanaand, ek wil net gou 'n bietjie gaan Urea buitekant. Jy kan dit nie doen. Dit is precies so wat hy hoor, as jy met 'n vrou getroud is, nog steeds op pas getroud is, as jy 'n nuwe vrou het of 'n getroude vrou het, dit is precies dieselfde. Dit gaan oor, jy gaan nie haar verneek nie, jy gaan nie by 'n ander vrou kuier terwyl jy getroud is nie, want anders is jy hoe. Mens dink altyd dat iemand erg afgode moet die om te leer daar. Oorgegees so. Abba sê in 1 Samuel 15, sê hy, dis enigste gedeelte wat gepraat word oor die huwelik, maar dis die geestelike gedeelte. So natuurlik weet ons wat ons doen geestelik, hy sê gee vir ons 1 Samuel 15, vers 23. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry. So wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry. En eensinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Wederstrewigheid is sonde van waarsêry. Wat sê die eensinnigheid is afgoderry. Die Engels sê baie beter. Stubbornness is afgoderry. As jy stubborn is, doen jy afgoderry. As jy rebelleer, dan doen jy heksery. Dus as jy rebelleer, dit Afrikaans sê baie moeilik. As jy rebelleer teenoor die woord van Vader, doen jy heksery. Stubbornness doen jy is afgoderry. As jy net kyk hoeveel mense vandag in eensinnigheid, stubbornness, dis die Engels baie beter, want eiesinnig, dit is eiesinnig is ook 'n goeie Afrikaanse woord, want jy doen jou eie goeders, jou eiesinnig. Jy maak jou eie goeders, jou eiesinnigheid oor die woord. En hy sê is afgoderry. Hulle hoor net, baie mense hoor vandag die woord, en dan kom hulle, en hulle draai die woord, hulle draai die waarheid, hulle draai dinge, want hulle voel eiesinnig. Hulle sit hulle eie sinne by. Hulle maak hulle eie goed voel praatjies oor daai woord. En dit gebeur baie, dit sien dit bedaagliks hierso. So dis hoedery as jy nie wil luister en dinge byvoeg en uithaal oor die woord. Dis hoedery en afgodsdienst. En dan sê lief vir Jahwe jou man. So die albei hierdie week met ons 'n versie gedeel. En dis amazing hoe dit saam met vandag se preek gaan. Dis 1 Johannes 2 vers 1. Ek keer albei daarvoor. Dan gaan graag deel. Hieraan weet ons, nou hoor jy so, dit is eiesinnigheid. Eiesinnigheid is mense wat eiesinnig is, mense wat hulle eie goed doen, mense wat stubborn is oor die woord, mense wat stubborn raak. Hoor gou hierdie vers wat Johannes skryf. 1 Johannes 2 vers 1. En hieraan weet ons dat ons hom ken. As ek nie vers 1 so van vers 3 af van vers 1 af lees. En hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. Hoor gou afgeskryf. Dis Nuwe Testament.
wat skryf en sê, as jy sê, jy ken vir Abba, jy ken hom, jy jou daar, as jy sê, jy is lief vir hom, en jy gaan onderhou nie sy gebooie nie, is jy 'n leenaar. Hoekom sal die Nuwe Testament dan sê, jy moet die gebooie dan onderhou, as dit nie meer, as dit net onder die genade is? Want mense sê, want daar staan geskrywe, want Romeine praat van, ons is nie meer onder die wet nie, maar onder genade. Romeine 6, sê dit. Maar mense gaan ruk dit om uit, ons in die week het gehad, en sê, ja, maar ons is net onder die genade. Toe sê ek vir ou, maar hoes, dan kan jy vleermuise eet, en jy kan gaan rondslaan. Maar Romeine 3 sê weer, vers 31 sê weer, die sê, ons hou, Paulus sê, ons uplift die law, ons lig die wet. Maar 'n paar verse verder, dan sê hy, nie as ons net onder genade, dis hoe ons moet verstaan. Maar hoor jy so? Die Nuwe Testament quote, jy moet die gebooie onderhou, anderste is jy 'n leenaar, en jy ken nie die Vader nie. Vers 5, maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Wat is dit liefde? Hierom weet ons dat ons in hom is, deur liefde vir hom. Hy wat sê dat hy in hom bly, deur self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Hoe wil jy wandel? Wandel soos jy so gewandel het. Wat wil jy doen? Wat wil Jesus doen? Wat wil Jesus doen daai bandjie? Doen dit. As jy wil doen as jy weet wat jy doen wat jy so gedoen het. Ek sê vir mense, hy park gee het nie. Hy sê nooit nie. Het hy Sabbat geleer? Ja. Het hy feeste gedoen? Ja. Doen wat jy so gedoen het. Want die liefde in jou, in hulle. Jy's geënt in hulle. Maar so jy gaan liefde in hulle hê. Hiervan weet ons dat ons in hom is. Maar liewe broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn voor julle. Hier sê ja, die skrywer sê klaar. Dis nog steeds Ou Testament hoor. Dis nie 'n nuwe gebod nie. Dis nie 'n nuwe gebod nie. Mense rit dit uit hande uit, want dit is, hulle gaan nou al praat oor Yeshua wat sê, want die disippels vra, maar wat is die grootste gebod? En hy sê, dit is liefde. Dan dit hulle en nou, dis net liefde en dis net genade en dis dit. Ja, dit is liefde en dit is genade. Dis as gevolg van liefde wat almal van ons sê, dat daar genade vir ons is. Maar ons twee gedeeltes in daai vers, en ek gaan nou daar praat. Maar die punt van die saak is, jy sê leenaar as jy nie Vader se gebooie gehoorsaam nie. En jy is nie lief vir hom nie. Want as dit nie was vir liefde en genade, was ons al lank al gestenig gewees op die aarde. Yeshua het net die stenige gedeelte af kom weggevat. Hy het die boete kom wegvat, dat ons nie meer hoef offers te doen nie. Dis al. Hoor gou wat sê Yeshua se liefde. Matteus 22 vers 36. Meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste gebod. Nie net naaste liefde nie. Dit begin met die eerste gebod en ons lees dit mis. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar kom liefde in. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Gaan die wet hang aan jou naaste liefde hê? Dis 'n gedeelte. Maar die wet kan nie daar staan die hele wet. Nie net daai een gedeelte, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die hele wet hang daaraan. Yeshua praat van twee liefdes. Een vir die naaste en een vir Jahwe.
Okay? Nou kan die mens antwoord, ja, ek is lief vir my boetie en Jahweh. Wat is jou naaste en vir Jahweh? Is dit regtig? Maar wat is liefde vir Jahweh? Johannes 14 vers 5, ons almal ken dit. As jy my lief het, bewaar my gebooie. Daar trek jy sorg weer terug. Dis liefde. Is die gebooie. So as jy lief is vir Vader, as jy lief is vir gebooie. Daar sê weer nou hier so wat so in die vers wat dit gelees het van daarso as jy Johannes 2 sê as jy Vader as jy hom ken dan doen jy sy dan moet jy sy gebooie onderhou, dan is jy lief vir hom. Daar verwys jy so na Johannes 2. So waar het Joshua gewys toe hy die grootste gebod? En hoor gou hierso, hoe mooi is dit? Yeshua sê in Matteus, en dis wat ek met Yeshua gedoen het, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Net liefde? Nee. Hy verwys na die Shema. Yeshua quote die Shema. Hy het die Shema geken as 'n rabbi. Nou waar is die Shema? Deuteronomium 6 vers 4, hoor gou hierso. Deuteronomium 6 vers 4, hier quote Yeshua die Ou Testament. Mense, hoor gou die Ou Testament. Hy het nie kom wegvat nie. Deuteronomium 6 vers 4 sê, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here, dis so, hy is een God, enig. Hy is enige. Hy is nie net een Here nie, hy is enige Here. Vers 5, daarom moet jy, hoor gou hierso. Hierso quote hy presies dieselfde, Matteus 22. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou krag. Dan quote hy, Yeshua quote Matteus 22. En hierdie woorde, lees verder, vers 6, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Wat sê Vader in Esegiel? Hy gaan vir ons die wet in ons hart skryf. Een sê met jou nou is een ding. Tussen Matteus 22 en Deuteronomium sê die enetjie sê met jou hele verstand en die ander enetjie sê met al jou krag. Dis al. Dis al wat anders is. Jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En dan is met jou hele krag. Okay? So ons moet Jahweh lief hê, sy gebooie en sy insettinge onderhou. Okay? As jy Deuteronomium 6 lees, met al jou krag. Kan ek nou weer opsomming lees? So ons moet Jahweh lief hê, sy gebooie en insettinge onderhou. Alright? Dis verstand en met al jou krag. Hoekom krag? Jy gaan dit nodig hê in die vyand. Hoekom verstaan? Want jy het nodig om te verstaan. En glo my, dis nie maklik om te shema nie. Dis nie maklik om Vader se wet te onderhou nie. Dis kom hy sê met al jou krag. En ook jy verstaan? Jy moet verstaan wat die skrywers geskryf het. Anders gaan jy mislei word van die shema. Dis hoekom verstand en krag saamwerk. En jy dalk afdwaal en ignoreer met afgode dien, weerstandig te wees. Dis waar verstand inkom, anders kan jy dalk stadig wees en ignoreer. Ek wou weer Petrus se woorde. Dit som verstaan baie mooi. Dis kom Yeshua sê met jou verstand. En dis hoekom Moses sê met krag. Want Moses het krag nodig gehad. Hoekom sê Yeshua met verstand wat jy verstaan? 2 Petrus 3 vers 15 sê, en ag die lagmoedigheid vir ons die Here as saligheid soos ons geliefde broeder Paulus, ook met die wysheid wat hom gegee is van julle geskryf is. Net so in al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan. Wat die ongeleerde en onvaste mens verdraai. Net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Nou dat julle dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van die sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Dis hoekom Yeshua sê, jy moet Vader lief hê met jou hele hart, jou hele siel, en met jou verstand. En Moses sê,
Sonder daai twee gaan jy nie Vader kan lief hê met jou hele hart en met jou hele siel. Verstand en krag nie. Jy gaan mislei, Petrus sê hierso, jy gaan jouself mislei, jy gaan wegval, jy gaan meegesleep word. Die mense verdraai dit en hulle verstaan, dis hoekom hulle ruk Paulus heeltemal uit konteks uit en hulle maak Paulus en ons ek al baie gesê, hulle maak sy naam sleg. Want Paulus het gedoen wat Yeshua gedoen het. Hy was 'n hoogs geleerde rabbi. Hy was hoogs geleerd geweest. Hy was onder die Karmel, hy was die van die hoogs geleerde siens. Dus dit is verstand, as jy dit het, dan sal jy verstaan hoe die bruid moet lyk eendag. Ons weet almal dat Jakob se seuns die 12 stamme geword het van Israel. En dat met Salomo se tyd hulle gesplit het in 2 huise. Die huis van die Jode en die huis van Israel. En die Jode het teruggegaan na die wet van Jahwe. Die Jode het teruggegaan. Hulle het weer Nehemia weer daai muur gaan herbou en sê ons sal op die Sabbat nie meer koop en verkoop. Hulle het die muur weer gaan herbou. Babylon het hulle gelos, hulle was onder ballingskap gewees. Israel nie, as Assirië het hulle in ballingskap geneem en hulle het verval en hulle die afgode se goeders wil hy aanhou doen. Die noorde, die Nimrod en sy chommies, daar waar dan hulle gaan bly. En dis hoe 'n groot afgodsdiens geword het. En ons sit vandag met dit in die kerk. Daarvoor sê Abba Yahweh, ek skei julle. Ons ken nie die gedeelte, maar ek moet dit sê vir mense wat nog net weet. Jeremia 3 vers 8. Hy sê, as 'n man sy vrou verstoot en sy gaan van hom af weg en word 'n ander man se. So is dit net vrou loop rond nie. As die man haar verstoot, as jy 'n slegte man is, moenie verbaas wees as Boldy Beautiful begal dalk bietjie begin by jou huis. Sy gaan van hom weg en word 'n ander man sit. Kan hy dan nog na haar teruggaan? Sal daardie land nou skandelik onheilig word nie? En jy met baie minnaars gereed, en wil na my terugkom, spreek die Here. So hier is 'n geestelike gedeelte van hoerery en roerery. Dis gesikkel wat nou. Dis die geestelike gedeelte. Abba sê praat van hoe jy gaan ontslaan, hoe jy Israel gaan ontslaan. En die vraag is, verstoot Abba ons? Nee. Wie gaan weg van hom af? Ons. En ons word 'n ander man se. Maar Satan, die wêreld. My vraag is, hierso word geskrywe, kan hy dan nog na haar teruggaan? Kan ons na Vader teruggaan? Sal daardie land nie skandelik onheilig word nie? Jy het met baie minnaars gereed. Jy wil na my terugkom, spreek die Here. Slaan jou oë op na die kaal hemels en kyk. Waar is jy nie onteer nie? Vader, verduidelik hierso van hoe jy gaan oorreed. Aan die paaie het jy vir haar klaar gesit, soos 'n Arabi in die woestyn. En jy het die land ontheilig deur jou hoerery en deur jou boosheid. En die reënbuie is ingehou. En daar was geen laat reëns nie, maar jy het 'n hoere voorhof gehad. Jy het geweier om jou te skaam. Skaam? Dis met ander woorde waar is daai rebellie weer, dis daai stubbornness. Jy het geweier. Jy het nie geluister in Esegiel 3, jy het nie geluister nie. Jy het geweier. Jy staan daar, jy het geweier om jou te skaam. Soos Adam en Eva toe hulle gesondig het, en Abba het hulle geklee. Maar hier in die geval het hulle die hoen geweier. Het jy my nie nou eers aangeroep nie? Jy het my nou nie eers aangeroep nie. So maar oor is totaal ongewerk. My vader, die vertroue vriend van my jeug, is u. Geweier. Sal hy vir ewig die troon behou, of dit vir altyd bewaar? Kyk, dit het jy gesê, maar jy het slegte dinge gedoen tot die uiterste toe. Oproep tot bekering en beloftes van herstel. En die Here het vir my gesê in die dae van koning Josia, het jy gesien wat die afkeerige Israel gedoen het?
Sy, dis praat in die bruid, het op elke hoë berg en tot onder elke groen boom gegaan en daar gehoreer. En ek het gesê, nadat sy dit alles gedoen het, keer na my terug, maar sy het nie teruggekeer nie. Abba roep die hele tyd. Abba sê die hele tyd, Yeshua, kom terug my kind, kom terug. Maar sy het nie teruggekeer nie, nou sy het rebelde, sy is stadel. Dit het die ontroude haar suster Juda gesien. Juda is die manhuis. En ek het gesien dat uit die oorsaak van die oorspel, die oorspel van die afkeerige Israel haar gestoot en haar skeibrief gegee. So was hier so ek het haar skeibrief gegee. Die ontroue haar suster Juda nie bevrees was nie, maar gegaan het en ook self gehoreer het. Juda het ook gehoreer. Maar Vader het hulle nie geskei nie, want Yeshua het gekom. En vanweë haar ligsinnige hoerery het sy die land ontheilig, wat die dag straf. Sy het oorspel bedrywe met klip en hout, sy afgode. Maar ook ondanks dit alles, het die ontroue haar suster Juda haar nie met haar hele hart tot my bekeer nie, maar valslik spreek die Here. Toe die Here vir my gesê, die afkeerige Israel het haar siel ongeregverdig meer as die ontroude Juda. So Israel was erger gewees as Juda. Gaan en roep hierdie woorde na die noorde toe uit en sê, keer terug, o afkeerige Israel, spreek die Here. Ek weet ons kan hier uitpas sing. Ek sal nie die donker aankyk nie, want ek is goedentierend, spreek die Here. Ek sal die troon nie vir ewig behou nie. Aan julle ken jy ongeregtigheid, dat jy teen die Here jou God betree het en jou weë gering het na die vreemdes. Onder elke groen boom, waarna my stem het julle nie geluister nie, spreek die Here. Keer terug oor afkeerige kinders, spreek die Here, want ek is Heer oor julle. So hulle Abba sê, Juda het ook gehoreer, maar hulle was nie so erg soos Israel nie. Ons het almal hulle hierdie afgodsbeelde uit hout en klip gemaak. Maar hulle het nie fisies gegaan en onder die groen bome in die berge gaan rondslaap. Hulle het fisies, hulle het dit gehoreer in 'n ander manier van afgoderry. Juda het afgoderry gedoen, deur klippe en goeders, maar Israel het gaan horeer. Hulle het gaan, Abba sien hulle as 'n vrou as 'n prostituut wat gaan rondslaap het. En daardeur het Abba gesê, ek skei julle. En Abba het geskei en Juda het teruggegaan en het reggekom, en het ook gesondag, dan het reggekom Sondag. Maar die Jode het daar gebly om die woord bewaar. Israel het heeltemal Vader se wette en alles gelos en hulle het afgoderry gedoen. En die ding is, hulle het aangegaan en Yeshua het toe gekom. Hy het gekom en hy sê daar, so ek kom vir die huis van Israel, ek kom nie vir Jode. Yeshua het gekom vir Israel. Dis hoekom hy gekom het. Vir die heilige, vir die Gentiles. En Yeshua het gaan sterwe. En die ding is, as allemaal, ek sê baie met toere, as iemand geskei is daai tyd, moet die man eers doodgaan, voordat die vrou weer kan trou. Die vorige man moet doodgaan, voor die vrou weer kan trou. En wat het gebeur die dag toe Yeshua gekruisig het? Gekruisig is. Hy het doodgegaan. Vader het vir Yeshua gestuur om dood te gaan, sodat Abba Vader ons weer kan trou as 'n vrou. Hy sê nie amazing liefde nie. Imagine Yeshua in die koninkryk, hy sê, Vader sê vir hom, Yeshua, my kind, jy gaan so seer kry, jy gaan gemartel word, jy gaan onherkenbaar wees, jy gaan sonder sonde wees, maar gaan sterwe asseblief, sodat ek weer daai Israel, daai heidene weer kan kry. Yeshua het hom vervolg. Hy het hom vervolg. En ons gaan allemaal weer staan, maar Abba sê, en dit is so mooi van Abba kom sê, hoor jy so my kinders, ek gaan julle verlossing stuur. En as julle hom ken, julle ons vat, sy bloed aanvaar, dan gaan ek vir julle weer eendag deel maak van alles. Julle gaan weer deel wees van die bruid. En waar sê Abba dit? In Esegiel 37 vers 19. Sê dan vir hulle, so spreek die Here, kyk, ek sal 'n stuk hout van Josef neem, wat in die hand van Efraim is, en die stamme van Israel, albei, sy bondgenote, en ek sal hulle by hom voeg,
en by die spik van Juda. En hulle een stuk hout maak, en hulle sal een word in my hand. Abba sê weer, kyk, hulle gaan weer, die 2 stukke van gaan een stok word. Hulle gaan een stuk weer word, stok word. Hoe het gebeur? Daai een hout wat jy so ophaal. Daai een stuk hout. Hy het kon doen. Kan jy daai prentjie sien in Jesegiel van die 2 stukke hout wat een stuk word? So het kon doen. Vers 20, so moet dan die houte wat op waar jy op skryf jou in jou hand wees voor hulle oë. En sê vir hulle, so spreek die Here, kyk, ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit, waar hulle getrek het, in die noorde in. En ek sal hulle van al die kante bymekaar maak, laat kom, en hulle bring in hul land. En ek sal hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel, en een koning sal vir hulle almal koning wees, dis Yeshua. En hulle sal nie meer 2 nasies wees nie, en verder nie meer in 2 koninkryke verdeel wees nie. En hulle sal hulle nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle verfoeisels. Verfoeisels, waaroor is dit op verfoeisels? Jesaja 66 van die wat vark nie verfoeisels eet. Ja, nou sê, en met al hulle oortredinge nie. En ek sal hulle verlos uit al hulle winddag, so hulle gaan nie meer vark eet nie. Dis eintlik die staan, hulle gaan een hout word. Ja, en 'n winddag waar hulle gesondig het, en sal hulle reinig, so sal hulle dan vir my 'n volk wees, en ek vir hulle God wees. En my knegt Dawid sal koning oor hulle wees, en dit almal Yeshua kom uit, en hulle sal almal een herder hê, en hulle sal al my veranderinge wandel, hulle sal in my hoor geviesel. As ons een hout geword het, as die bruid. En hulle almal sal in my verordeninge wandel, en my insettinge onderhou, en daarna handel, tot die lengte van dae. Aanhou. Maar hierdie word Jesegiel sê, dis goed, so dit is nie, dis bietjie verder hoor. Dis bietjie verder. As ons hierdie ding geword het, as jy nou een word en jy verfoeisels gelos het, dan moet jy begin om insetting en orde te onderhou. En hulle sal woon in die land wat ek aan my knegt Jakob gegee het. Dis Israel. Waar julle vaders het gewoon het, ja, en hulle sal daarin woon, hulle kinders en hulle, hoor gou, hulle kinders en hulle kindskinders, wat beteken kindskinders? Nina, Lena, kind, ewig, waar kan ons nog verder duidelik kry? Tot in ewigheid, sê Abba hierso, en my knegt Dawid sal hulle vors wees vir hulle, vir ewig, en ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit, en dit sal 'n ewige verbond met hulle wees, en ek sal hulle daar bring, en hulle vermenigvuldig, en ek sal my heiligdom in hulle midde vestig, vir ewig. Maar die wat oor het, luister. Abba Vader Yahweh is 'n jaloerse God. Net soos elke man voel oor sy vrou. Dit is, jy moet as 'n man, as jy 'n man se vrou peter, dan jy gaan pakslaag kry. Jy gaan pakslaag kry. Dis die ding. Abba is jaloers. Hy is ons man. Ek voel Abba is ons nou, Abba vanaand gaan 'n bietjie dans en alles. Abba, ek wil net nou hierdie lekker stukkie bykyk. Asseblief kyk net waar. En sy ry nou lekker. Die pronsie. Vandag Abba, hierdie Sabbat, is ek op vandag ook dit doen dan en hulle. Abba is jaloers, hou nie daarvan nie. Want jy sien lief vir hom nie, hoekom nie, want jy ondergebou nie sy gebooie nie, en jy ken hom dan nie sê. En as jy sê jy ken hom, dan lieg jy. Hy sê dit self, nie ons nie. Die vraag is, hoe lyk jou huwelik met jou hemelse man vandag? Hoe lyk jou verhouding met jou aardse man en vrou? Of hoe reer jy? Hoe reer jy dalk met jou foon? Dis natuurlik nie geestig. Hoe reer jy dalk met jou TV? Dalk met die tyd wat jy insit en ander dinge behalwe wat belangrik is vir die koninkryk.
Was jouself, reinig jou met die waterbad van die woord, broer en suster. Vader sê, hy sal water op jou sprinkel. Nie jou doop nie. Hy sal water op jou sprinkel. Doop is wat Yeshua gedoen het onder die water. Mense ruk dit uit konteks uit. Ag, hulle dink die watersprinkel staan in die doop. Vader sê, hy sal jou sprinkel met water. En hoor gou hierso. Want daar staan niks van doop hierso, en dit sê ek verkeerd lees. Vers 21 sê, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede, en van al julle drekkode sal ek julle rein maak. Hier staan nie doop nie. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle, hoor nou hierso, Vader sê, hy gaan die klip wet uithaal, hy gaan die wet van vlees op ons hart skryf, en hy sal sy roeg vir ons gee, in ons binneste. Wat is ons vandag, ons skou dit so baie, 1 Korintiërs 6 vers 9, ons is die tempel van die Heilige Gees. Okay? So Vader sal die Heilige Gees gee, om in ons tempel te bly, hoor nog hier so vers 27, in julle binneste gee, en sal maak dat julle my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou doen. Die Gees sal julle dit maak doen. En as hy dit maak doen, jy luister toe in rebelleer het staan. En julle sal woon in die land wat ek julle vaders gegee het, en sal vir my 'n volk wees, en ek vir julle 'n God wees. En ek sal julle verlos van die onreinhede, en ek sal roep na die koning, en jy sal vermenigvuldig, en ek sal geen hongersnood op julle laat lê nie. En ek sal die vrugte van die bome en opbrengs van die veld vermenigvuldig, sodat julle in smaad van hongersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie. Dan sal julle dink aan julle verkeerde weë, aan die handelinge wat nie goed was nie, en julle sal vir julleself walglik wees oor julle ongeregtigheid en oor julle gruwels. Ek doen dit nie om julle wil nie, spreek die Here. Daar dit julle bekend wees, skaam julle en bloos oor julle weë, o huis van Israel. Huis van Israel. Dis vir wie Yeshua gekom het, vir hulle. Ons is met Yeshua se bloed gegiet oor ons. Abba, was ons sprinkel uit water, besprinkel in die bloed van Yeshua. Die vraag is, wil jy gewas word? Wil jy gewas word met die woord? As jy was, dan word jy skoon. As jy was, dan word jy skoon en dan bly niks van water. Dis beteken as jy was. Dis hoe jy was met waterbad van die woord. As jy moet, jy neem toe mal was. Maar Ruach HaKodesh jou wys, vandag waar jy nog moet was. So daai verloof is tevore haar man kom haal. Die verloofde. Want wat hy om vir 'n skoon ryk maklike by kom haal, die nie hoe doen. Abba kom haal 'n skoon bruid. Nie 'n hoer. Die Joodse huwelik, ons baie mense al verduidelik van die vrou, as die man gegaan het om die huis voor te berei, het sy haarself gebiedbaar. Sy het 'n teken gedra op haar kop. Sy het gesorg dat oor die lamp vol is, en sy het gewag vir die ramshoring te blaas. Yeshua sê, ek gaan huis toe. Ek gaan my Vader se huis, baie skatkamers. Ek gaan hom vir julle huis voor te berei. Yeshua is besig om vir ons in die hemel bou, in die koninkryk, vir sy bruid, 'n huis te bou. Ek kan nie dink hoe mooi is ons huis wat wag vir ons. As die aarde is so mooi kan dit wees hier wat in die koninkryk. En ons moet hier op aarde moet sorg dat ons mikwa, ons moet ons was. Ons moet Vader toelaat om ons te sprinkel met water om ons te reinig, wat ons weet dit is 'n teken van die bloed van Yeshua. Ons moet 'n teken dra, maar die teken vandag, Genesis 3 parade van die Sabbat, dis die teken van die bruid. Dis die teken van die bruid. Die Sabbat, die 7de dag Sabbat, nie die Sondag Sabbat. Daar gaan nie 2 Sabbattye nog wees in die koninkryk van God nie. Daar's net 1 Sabbat. En dit is die Saterdag Sabbat op die 7de dag, soos Vader sê in sy woord, op die 7de dag ons Christus. En as jy wil weet wat sy eerste dag, dan lees Lukas 4:20, dan sal jy presies weet wat daar staan geskrywe. En Maria Magdalena het die eerste dag gegaan
en die graf van Yeshua word gesien. Wat se dag het Yeshua opgestaan? Op Sondag, dit is die eerste dag. So die 7de dag is Saterdag. As jy wil verander na 'n ander dae toe, dan as jy stap in, dan doen jy afgodsdiens. Daar's net een Sabbat. Dit is 'n teken van die bruid. So gaan rebelleer, want die vyand gaan dit verander. Die vyand gaan dit maak, moenie worry daaroor nie, want hy wil jou bruidskap steel. Hy wil hê jy moet behoed wees. So, ek eer Abba dat hy vir ons gesterf het, dat hy sy seun gestuur het om vir ons te sterf, sodat ons gered kan word, weer kan terugkom as die vrou, as die bruid op die stadium. Eendag gaan ons weer saam met Yeshua terugkom, nadat hy ons kom haal het, gaan ons weer terugkom, en dan gaan ons die vrou wees. Openbaring 19 sê dit. Amen. Amen. Kom ons sluit af. Vader, dankie Abba vir hierdie wonderlike voorreg, Abba, om te kan leer, Abba. Abba, jy het 'n plan vir ons, Abba, iets van die begin af 'n plan gehad, Abba. Maar mense het besluit om te verander. Mense het besluit om die boom te eet van goed en kwaad. Mense wil weet wat sonde is, mense wil kennis hê. Maar nou dat ons weet, nou wil ons nie hoor nie. Abba, dankie Vader, dat U ons so lief gehad het, Abba, dat U enigste bode nog steeds het. Dat U enigste bode seun vir ons gestuur het, Abba, sodat ons vergewe kan word. Sodat ons skoon gewas kan word deur sy bloed, Abba, en dat ons kan deel wees weer van die bruid. Abba, U sê Galasië 3:29, deur Yeshua se bloed is ons weer erfgename. Ons is erfgename aan die beloftes wat gegee is aan Abraham, Isak en Jakob. Moet as jy wil deel wees, as jy hierdie beloftes soek, al hierdie beloftes, as jy hierdie beloftes in die seën soek, in Numeri 6 wat gegee word aan Israel. As jy dit soek, moet jy doen wat Israel doen. Abba, ek weet nie van wie af is ek nie, Abba, wat ek weet ek siek kind. Nie my geskape, nie elke boete as sy geskape. Ons weet nie of ons van Israel is, of ons die vreemdeling is nie, maar U praat deeltyd van die vreemdelinge. U sê tot in Jesaja 58, vreemdeling, as jy die Sabbat onderhou, gaan ek jou naam skrywe in die hemel, in die koninkryk. Dis so erg, Abba, is so lief hy is vir die wat hom op Shema. Die wat Vader lief het met sy hele hart. Sy hele hart, want die wet is op sy hart geskrywe. Heilige Gees is in sy hart. Die hele wet onderhou. Daai een, sy hele siel. Met sy verstand om te weet. Met sy krag wat hy is. Daai ene sê, Abba, vir jou dit lief, jy is my bruid. Eendag gaan ons die vrou. Abba, dankie Vader, dat U ons elkeen 'n kans gee, Abba, en ons het 'n keuse op hierdie aarde, of ons wil horeer en of ons skoon maagdelike bruid wil wees. Abba, kom was ons, Abba, dat ons hierdie so wit so sneeu, Abba, dat ons hierdie skoon bruid sal wees beklee met hierdie wit linne van regverdigheid. Vader sê, jy gaan soek die koninkryk en soek sy regverdigheid. Gaan soek, Pieter is gaan soek die regverdigheid. Vader sê, hy sal jou beklee daarmee. Maar jy moet gaan soek. Gaan soek op in sy woord. Vader het in die skatte vir jou in sy woord. Hou op versies lees en begin konteks te lees. Begin die woord lees en vra vir Vader om jou te wys en jou te leer. En jou te was met die waterbad van die woord. Maak soos Jesegiel gedoen het en eet daai skroel, eet daai woord. Abba sê wel, die mense gaan nie luister nie. Maar Vader sal jou voorhoof verhard dat jy aan mense kan vertel. Sodat hulle weet en hulle bloed nie op jou hande is. Abba, eer die Vader, U vir ons, U bruid, hierdie blessing het, hierdie seën het. Abba, U seën ons heeltyd. U heeltyd hierdie plan en U heeltyd hierdie genade vir ons en die liefde vir ons. U wil ons nie los nie. U wil ons nie van die aarde afvee soos U daai tyd gedoen het met Noag nie, want U beloof. Vader, dit is 'n verbond wat U met U bruid gestig het, dat U gaan nie weer doen. Dankie vir U genade, Vader, dat U dit nie weer gaan doen nie. Abba, ons gee U vir die liefde, dat U seën gestuur het vir ons, dat ons weer kan terugkom. Dankie, Vader, dat U sê, ek sal almal van al die hoeke van die wêreld gaan bymekaar maak. Die land wat U vir ons het. Dankie daarvoor, Vader, ons kan nie wag af vir U.
Kan nie wag, Yeshua, dat U te sien dat U vir ons voorberei. Ruach, U is so welkom in ons hart. Ons sal vandag vra dat U vir ons sal wys, Heilige Gees, dat U vir ons sal wys, dat U ons sal leer. Want as ons nog moet verander, as daar nog iets is wat ons moet byvoeg, as ons nog iets moet verkeerd doen, dat U vir ons sal wys. Maar ons hartsbegeerte is om hierdie maag te wees vir U, hierdie skoon bruid. Dankie, Vader. Maar dankie vir die seën wat U vir ons gee. Ons ontvang dit nou as U kinders, Vader. Ons ontvang dit nou, Vader, wat U gee dit vir U kinders. Moet ons is ontvang hierdie seën. Regecha Adonai Bishmarecha. Ja'er Adonai Panagrecha Bichineka. Yesa Adonai Panagrecha. Yasindecha Shalom. Vader sê, hy sal jou seën en jou bewaar. Abba sê, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Maar ken hom, die wees lief vir hom. Hoe ken jy vir Abba? As jy sy gebooie onderhou. Hoe is jy lief vir hom? As jy sy gebooie onderhou. Moet ons sê, dat is in die seën is dit, wat Abba sê, moet doen. Hy sê, hy sal nie, hy sal toe gee, maar ken